beste mense, dit is Jerry van G-Expert. Ok, soos julle agter my kan sien, het ek 'n bord dat ek net gou vinnig vir julle iets nogal redelik belangriks verduidelik, net die basics, dat julle net kan verstaan hoe redeneer die GWM se actuator en die turbo gedeelte met die air filter gedeelte en sovoorts, maar ek gaan begin by die actuator gedeelte. 10-to-1 mag dalk die ander companies soos Toyota wat ook electronic actuator het, dieselfde werk, maar ek fokus nou op GWM. Okay. So om julle gou te verduidelik, hier is die actuator. So wat ek hier vir julle, ek hoop julle kan mooi sien, is hoe die actuator gaan beweeg. So wanneer die kar idle, soos julle daai merkie kan sien, is die hulle neutral gedeelte. Okay. Hierdie gedeelte is dan die minus waarna hy nie moet gaan nie, en hierdie is jou gewone positiewe gedeelte, is sy oop gedeelte, waantoe se gaan om die actuator oop te maak om pressure te relieve, okay. Maar dit beheer dan ook die speed, maar die pressure beheer, die pressure is daar en deur die vanes, en so beheer die actuator dan die hoeveelheid pressure op die turbine wheel om te besluit oor die spoed wat hy gaan draai. So die probleem met die GWM is, as jy mooi ry, ek gaan nou dit nou probeer mooi vir julle verduidelik hierso. As jy idle, dan is hy in die middel. Okay. As jy begin wegtrek, jy sal sien, jy gee net 'n bietjie pedal, dan begin hy net oopmaak. Moet jy nie eintlik moet doen nie, okay. Hy is supposed om daar te staan en 'n kans te gee om te begin boost opbou voordat hy wil begin beweeg om dan soveel as moontlik dan so gou as moontlik in sy boost te kom. Maar met die GWM, as jy net bietjie die pedal gee, begin hy skuif hierdie kant toe, oop sy kant toe. Which jy nie eintlik wil hê nie, maar dis wat hy doen. Okay. Dan begin hy net oop maak soos jy pedal gee. Hier is die probleem waarmee ons sit. Okay. As jy mooi ry, okay, ek wil nog ietsie, okay, ek sal by dit uitkom. As jy mooi ry, dan maak hy, ek gaan dit so try doen. Sien julle so, daai is positief toe, daai is negatief toe, daai is neutral. So, okay. So as jy mooi ry en jy gee liggies, begin jou petrol, dan sal hy so oomblikie daar staan en dan begin hy dadelik beweeg, daar oop toe. Okay. Which is nie reg nie, eintlik nie, maar dis wat hy doen. Okay. So, dis hoekom julle baie keer die lag voel, want hierdie ding beweeg verkeerd, die actuator. Hy gaan nie 'n oop gedeelte toe, which stupid is, okay. So, en as jy 'n bietjie mooi ry, jy gee 'n bietjie pedal, dan begin hy, gee hy 'n bietjie gas, dan maak hy so. Nou is jy hierso by 2.500 RPM, maar dit gebeur baie vinnig. Nou los jy die petrol, want daar's dalk iemand voor jou wat nie kan ry nie, 'n Ford of zoiets, en dan gaan hy nie terug na neutral toe nie, hy gaan in 'n minus in. Okay, dis wat ek gesien het hy doen. In plaas van om steady te bly op neutral, okay, om die regte flow constant te hou. Dan gaan hy soontoe. Wanneer hy na minus gedeelte toe gaan, dan vloei die turbo nie meer nie. Hy bou meer back pressure op, so die turbo begin afslek. Daar's 'n bietjie flow, nie veel nie, maar die turbo begin meer afslek en die back pressure begin opbou in die manifold. En dan ewe skielik lees die exhaust gas temperature sensor wat onder die turbo is, lees hy, oei, maar jy's nou way te warm. Dan begin hy sommer self 'n signal stuur aan die komputer en die komputer begin hom oopmaak. Dit hang net af of jy nou weer begin pedal gee het of nie. As jy weer begin gee het, dan is jy dalk op 'n heelwat oop posisie. En jou oop posisie sal gewoonlik in sy posisie daar gewees het. Dan sê die actuator, oei, dit is te veel. Dan begin hy heavy vinnig oopmaak soontoe, en dis wanneer jy daai jerk kry, wanneer hy ewe skielik wil wakker skrik, okay. Maar die probleem wanneer hy hierdie gedeelte is wanneer jou moeilikheid kom met die actuator en met die turbo. Dis as jy mooi ry, like hy om dit te doen. En dis wanneer julle turbos gewoonlik gaan, want hy bou te veel hitte op, en as jy hulle EGR nog uitgesorteer is, die recirculator daai hitte, te veel hitte, terug na die motorgedeelte, en dit moet weer hier uitkom, by die turbo uitkom, dan is dit 'n baie warmer ontploffing, en jy het minder krag ook nog in die proses. Hy relief die pressure van hierdie gedeelte af, maar waar hy uitkom is baie warmer. En in die tussentyd lei jou olieskade
jou turbo wat te warm raak weens hy weet sy minus gaan wat meer hitte opbou as om flou uit te gee, beskadig dan die turbo in die proses ook die core gedeelte en dan die ewe skielike spoel up, vernaam as jy vir hom besluit verdomde GWM wil nie gaan nie en dan trap jy vir hom en as jou pedal al later aan daar waar hy normaal was sou wees en dan met hy opgebou dan gaan hierdie actuator ewe skielik net van daar soen toe en al hy pressure is terug op die turbo en dit is met daai hitte en dit is hoekom julle turbos gaan want jou actuator se beheer is glad nie reg nie. As jy hom hard ry, sal jy het gesien as jy vir hom jy gaan 'n bietjie en dan trap jy vir hom, okay? Want jy wil hom half 'n kans gee om in die gang te kom en dan trap jy vir hom of jy dalk 'n pedal booster op of jy dalk 'n ECU tuning gedoen, which op die storie nie 'n goeie idee is nie. En dan sal hy dalk toch so rukkie so staan want hy het so 'n paar sekondes wat hy daar staan en as jy vir hom redelik trap, dan sal hy stadig begin beweeg, maar hy beweeg. En dan wanneer jy hom redelik getrap het en jy is hierso by so 2.5-3.000 RPM wat jy hom redelik getrap het en hy change shield so op die gearbox, sal jy actuator so beweeg en dan wanneer jy hom los, hy gaan nooit terug na sy neutral toe nie, hy gaan altyd in sy minus in, okay? Dis die grootste probleem waarmee hierdie ding sit. So jy het 'n beter kans dat jou turbo sal hou as jy hom harder ry, want onthou, hy lees toch exhaust gas temperature sensor ook, en as jy hom hard ry, dan lees hy hierso, jy is hierso by die 600, 500, 600 plus wat jy is, dan sal, omdat hy daai signal stuur vir die ECU, sal die ECU nie gewoonlik toelaat, dat hy eers by neutral uitkom, of wat nog van minus, okay, dan sal hy heeltyd hier rond haver, wat jy sal agterkom is, as jy hom daarna trap, om weer te gaan is hy lui, hy wil nie lekker gaan nie, okay, dit is weens hierdie EGT wat vir die ECU sê, nee, hier ding is way te warm, moenie die ding al die pad toe maak nie, want dit is nou eintlik vir kak soep, okay, so om hom hard te ry, GW is dit beter as om hom mooi te, want as jy mooi ry, hy beweeg baie maklik, maar hy gaan ook maklik in die minuser, want hierso is hy nie al so warm nie, okay, dit is ook vir die ouens die trap hier ding, okay, maar wanneer ek nou die ding stel, nou verhoed ek hom om terug verby sy neutral te gaan en in die minus in te gaan. Okay, dus as ek hom stel, dis wel op die een gedeelte. Okay, dis hoekom wat ek doen, wat ek stel, is eintlik regtig kritiek belangrik. Okay. So dis die actuator gedeelte. Nou op jou turbo gedeelte en jou airflow. Hierdie gedeelte is ook baie belangrik. Nou as hy nou suig en jou airfilter is swak. Okay, standaard airfilter wat GWM nie like om te change nie, okay. Dis omdat ek nou hierdie so bly is oor hierdie nuwe filter wat ek kon gekry het, want hy verlig die stres van hom af. So hy gee vir hom baie makliker sy lig om in te kom, okay. En hy is heel happy en dit gaan hier uit deur die stelsel en die motor is happy want hy kry sy lig en dinge begin gebeur. Die probleem is as hy sukkel om hier lig te kry, gaan lig die easy pad, en nou fight hierdie turbo, dis eintlik die motor, maar nou fight hierdie turbo om sy lig te kry. As hy hier sukkel, kan hy dit altyd hier kry, want hierdie is die halfie maklikste, is baie makliker as hierdie. Want hierheen het toch 'n bietjie van 'n vacuum, of nie vacuum, is soos 'n bietjie van 'n pressure van die samp gedeelte af van die olie wat ons daar so druk. So hierdie, hy sal makliker air hier vanaf kry, as wat van hier af sal kry, en as hierdie ding vuil moet wees, en hy sukkel om air te kry hier, dan kry hy van hier af. En dis hoekom jy dan baie olie hier kry. En baie olie in jou stelsel is nie 'n goeie ding nie, dit is baie sleg eintlik, want nou met jou ontploffing van jou motor, moet nou die air wat jy hom gee, die diesel wat inkom, en nog die olie wat inkom, moet hy nou alles probeer 'n goeie ontploffing maak. Dan is dit op die einde 'n swakker ontploffing, maar jy kry baie carbon wat in jou pistons is, en dit, baie van dit gaan, hopelik uit, want die wat die uitgaan en wat harder word, gaan eventually uitkom, en daai harde stukke, gaan dan ook jou turbo opneem, van jou turbine gedeelte, van die carbon wat uit die motor uitkom, hier uit, deur jou VNT, deur jou turbo, en dis ook waar jou probleme vandaan dan kom. So,
om 'n beter airfilter in te sit vir 'n high flow is totaal al die wonderlikste ding wat jy vir die GWM kan doen. Later vir tyd, ek kan inbring, kan ek 'n catch can inbring. Nou die catch can, so hierdie gaan by jou intake gedeelte, die catch can gaan hier tussenin kom. Okay, so wat ek dan doen is, die een pypie kom van jou intake af na die catch can toe. Uit die catch can uit, terug na die suction gedeelte toe, en dan het jy nog 'n ordentlike filter. So basies gaan jy geen olie kry nie, net lig kry. Dis presies wat jy wil hê. En dan al die olie wat dan gewyper is, wat van intake afkom het, sal in jou catch can agterbly, en dan jy kan hom of 'n manual draining of 'n automatic draining een vat, en dan hy draai daai net terug. Dit sal lyk of hy voortgestaan het, maar dit gaan nou nie so baie wees nie. Maar dis wat ek gaan doen. So hy hou die olie uit die turbo, uit die intake gedeelte uit, en dis net droë, koue lug wat dan hier uitkom, terug in intake toe, en dan as jou EGR dan ook uitgesort is, dan het jy meer drive pressure hierso, en jy het skoon lug, gehele al skoon lug wat net hier uit die turbo uitgaan, deur die intercooler afgekoel in die intake manifold in, en dit is skoon, koeler lug, en dan as dit net jou diesel wat bykom, en jou ontploffing wat daar gebeur is perfect, presies wat die motor wil hê. Geen onnodige gasse nie, geen carbon opbou nie, van die olie of van die exhaust gedeelte af nie, dis net skoon lug, diesel wat ontplof en brand, uit die turbo, daar's niks wat die turbo kan seermaak nie, want is alles net gewone diesel en skoon lug, wat die turbo aan die drive kry, en dit is ook om hy dan nou, en dit is ook om jou catalytic converter ook sal hou. So, om die in te sit, daai reg te stel, en wat sal hom in te sit, well, catch can, die wat ek gaan inbring het 'n glas, so jy kan sien hoeveel olie daarin is, om daai 3 goeders te doen, al 4 goeders, airfilter, catch can, turbo stel en EGR, jy kan nie 'n beter ding doen as dit, om jou bakkie te kry dat hy veilig is en reg is nie. Hierdie, ja, dit kan 'n bietjie meer krag veroorsaak omdat hy beter suig, logies, okay. Hierdie een gaan deel bydra vir meer krag, want jy het skoner air wat jy uitkom, okay. Al is sy funksie nie vir dit nie, maar die logic op die einde van die dag is, dat jy skoon lug, nie olie wat hy ook moet verbrand nie, gaan logies dan maak dat jy meer krag kry, want dit is skoon lug, okay. Hierdie reggestel, hou die turbo in 'n ordentlike draai motion, sodat hy nie moet onnodig afslek en onnodige pressure opbou, wat dan op die einde van die dag maar net die turbo gaan beskadig, en jou EGR wat dan uitgesort is, sodat daai gasse goeders nie terug gaan na die intake toe nie. Daar is 'n baie politiek so die EGR storie, maar as jy mooi kyk na die ou dae toe daar nog geen EGR was nie, het motors gehou 500-600 000 kilo's, en dan so al of hulle nou eens ingeloop is. Hulle het net geanhou ry, geen hassles, geen probleme gehad nie. In my opinie, al wat 'n EGR is net 'n rede vir die motor om te breek, eventually om carbon op om te breek. Dit het niks met emissions uit te haal nie, is 'n bullshit story, want jy kan beter emissions kry om jou ECU mapping te hou soos dit is, upgrade jou turbo vir beter flow, okay. As hy 'n bietjie meer pressure kan hanteer, kan jy dit vir hom gee, en dit is 'n sterke air wat deur die motor gaan, dit gaan ook jou emissions afbring, maar goed wat jou emissions afbring, is extra fuel wat jy deurstuur, dit stoot hitte op jou motor op, en dis emissions, okay. Dit maak dinge bad, okay. So, maar die belangrikste wat ek nou vir julle wil sê is airfilter, beter airfilter is net 'n positiewe ding, dis hoekom ek hulle inbring, dis hoekom ek hulle begin verkoop. Die catch can te doen is 'n baie goeie ding op 'n diesel, en dan jou turbo reg te stel, en dan jou EGR ook te doen. Julle kan nie 'n fout maak op dit nie, dit is net, daar's net positief en geen negativiteit nie, okay. So ek hoop julle verstaan so tikseltjie beter, hoekom ek doen wat ek doen, hoekom ek die airfilter inbring, en later tyd, ek wou al die catch can ingebring het, maar ek net wat eers hierdie video maak, sodat julle kan verstaan, eintlik hoe belangrik is hierdie ding. Ek weet as iemand, dit is Jaco, wat gesê het, hy gaan een bou, maar hy is toch besig met dit,
Die goeders, ordentlike goed, is nie baie goedkoop nie. Help jy gaan 'n cheap ding op 'n catch can nie, wat hy werk nie. Dit is so maklik as dit, jy gaan 500, 400 rand, 500 rand spandeer en dit is 'n total mors van tyd gewees. As jy nie enigiets betaal vanaf, ek wil sê 'n heavy medium, 650 tot 800 se rigting vir 'n catch can nie, dan koop jy 'n klomp snack. Okay, daar's nie 'n ander woord vir dit. Okay. So 'n ordentlike catch can wat werk, is bietjie duurder. Okay. So ja, okay. So ek hoop dit maak bietjie meer sin wat ek doen. Ek hoop julle verstaan beter. Alles wat ek hier doen is critical belangrik. Dit is regtig baie belangrik. As ek jou turbo stel en jy het al reeds baie kilos op, jy weet nie hoe die vorige ou gery van hom se tweedehands een is of so iets nie. Van hom is hy mooi gery. Jy weet nooit wat sy toestand is die turbo nie. Okay, dit is maar ek kan nou voel en ek kan voel van nie baie play het nie, maar onder boost is dit 'n ander storie. Kan hy maklik skeef trek of iets in daai lyn. So, hoe gouer julle by my uitkom dat ek die turbo regstel en die EGR doen, en kry vir julle hierdie, want flippin hell, GWM wil elke derde service maybe jou airfilter vervang. What the hell? Dit gee die intake all the joy om olie in die stelsel te kry en verder jou motor op te neem. Dis al wat dit gaan doen, niks anders nie. Daar's geen voordele daarin om 'n airfilter nie te wil vervang nie. Here, my ou, waar kom GWM vandaan? Okay. 'n airfilter elke 10.000 kilos, definitief as jy gaan off-road doen, jy doen sand driving en so voort, en jy het nog nie hierheen, al het jy hierheen in, haal die ding uit, vat 'n air, teenoorgestelde rigting, blaas skoon, blaas vir die ander kant skoon en sorg dat jou air, jou filter skoon bly. Okay, want jy wil altyd die lewe maklik maak vir jou turbo, en as jy dit maklik maak vir jou turbo, maak jy dit maklik vir jou motor. Okay. Hierdie is critical. Hierdie en olie in 'n motor speel life or death. Okay. Jy kan 'n goeie filter hê en jy kan 'n crappy olie net wat nie reg is nie. Hy gaan jou motor terughou. Daar's baie ander nadele, ek gaan nou oor die olie praat nie, maar die twee hardloop saam. 'n Goeie olie en 'n goeie high flow filter is king. Okay, op jou engine. Daar's hy.